ek wil kyk of daai trekker 'n os kan vat, nê. So, ons klop vir 'n bietjie aan binnekant dat ons die spasie toets. Dis immers mos nou die regte wêreld hierdie, nê. Hey, jy pas nogal mooi. Baie gerieflik. Right, volgende het ons vir julle 'n lekker verrassing. Ons het vir Smith Power met Kubota en julle gaan nou nie glo wie gaan vir ons vertel vandag van hierdie goede nie. Sit 'n lekker hande klap vir ons Durant bymekaar. So besig so vinnig kan begin. Dankie. Goeiemiddag aan almal. Net so 'n breë oorsig van Smith Power Equipment. Ons is geleë in Klapmuts. Nuwe perseel daarso as julle by N1 reis julle hom sien. So asseblief kom besoek ons. Daar's lekker koffie. Ons kan lekker rugby praat. Ken nie meer al die reëls van deesdae nie, maar ons kan try. Dan net een versprei die woord rondom dit. Op hierdie stadium is die toegang 'n bietjie van moeilikheid wanneer jy moet deur Klapmuts gaan, maar die goeie nuus is hulle is besig om 'n ander wy te bou wat onder die treinspoor deur gaan wat dan direk by ons gaan uitkom. Uitstekend. Nou okay, ons het net van versekering gepraat en ek dink ek en jy kan nou praat van Vrystaat nie. Ons is nou in baie mooi volle, hoe kan ek sê, volle verteenwoordiging hierso en hierdie goed is sommer die regte kleur, nê. Okay, vertel my gou 'n bietjie, ons het hierso Kubota M8540. Gee my net so oorsig oor die trekker, wat se engine, hoe loop die goede? Ja, so die 8540, die 85 is 85 perdekrag. As ons van vooraf begin, ons draai aksie werk heeltemal anders as die konvensionele manier. Ons het 'n bevel gear met 'n pinion wat beteken dat ons tot 30 grade meer draai aksie kan kry. So dis nou hierso, kom wys my gou hier voor, is dit nou hierdie kant, laat ons letterlik hier, kan ons nou meer angle in hom inkry as wat jy met 'n gewone trekker kan kry. Korrek, gewoonlik sal dit 'n kruiskoppeling wees, as ons nou 'n mooi Afrikaanse woord gebruik, wat net 'n sekere grade kan draai, van anderste dan sal jy die kruiskoppeling opneek. Maar omdat jy 'n pinion het wat op 'n bevel gear is, kry dan daai groter draai aksie op jou vooras. En sê gou vir my engine, hoeveel kilowatt ons hier? Ek neem aan seker 85 horses, nee. 85 horses, ja. Yes, ek is so bly hulle ten minste dit in die nommer gesit Ja, het. vir ons voorry, hulle het ons ook verstaan. Hoe het jy geweet? In elk geval, en dan sê vir my, net in terme van hulle diesel tanks, jy gesê daar's iets spesiaals rondom dit? Ja, veral as ons kyk na ons boordmodel, omdat hy nou, hierdie is presies dieselfde horsepower trekkers, daar is die boordmodel, smaller, bietjie laer, vir die applikasie wat hy gemaak is. Sy diesel tank wat onder die pense is van staal gemaak, want ons weet takke en al sulke klas van goede, dis nie heeltemal wat 'n plastiek tank wil hê nie. Ja, hy is nie so stout oor daai om een of ander rede nie, nê. Korrek. En dan, behalwe vir die feit dat hy so skerp kan draai, nê, sê die trekker het nou nog 'n party trick ook as dit kom daar op die punt. Ja, as ons kyk na daai cab trekker, is 'n platform trekker, cab trekkers, met ander woorde jou gearlevers en goed sit nie tussen jou bene nie. Jou gemak van die drywer is soveel beter. Kajuit, aircon, heater, so jy kan tot die baas kan ook werk as dit moet. Dan ook op al ons trekkers, as jy begin breek, dan kom jou 4x4 aksie skakel outomaties in en dan rem hy met al 4 wiele. So uit 'n veiligheidsaspek is dit 'n baie groot voordeel. En daarmee daai besigheid, jy sê hy begin hom nou outomaties breek en dan nou, maar hoe lyk sy draaisirkel wat op die punt is? Ja, sy draaisirkel as gevolg van die bevel en die pinion het ons op die boordmasjien 'n verdere funksie wat bystaan met dit wat ons 'n buy speed noem. As jy die buy speed se knoppie druk, dan versnel hy die vooras se spoed met 50%, wat dan beteken dat jou vooras eintlik jou trekker se neus om die draai trek.
Ek dink julle almal ken die triek van om die linker of die regter briek te trap om die draai te kry. So obviously het jy nou geen slytasie op jou briekstelsel en daai klas van goede nie en dit maak jou dieselverbruik minder. Oor die algemeen op al die toetse wat ons gedoen het, is ons dieselverbruik baie goed. Ons het 'n boer in die Vrystaat op sy voermenger wat tot R15,000 'n maand op diesel gespaar het, wat basies sy paaiement op sy 9540 gerealiseer het. Nou, as wat jy vir my wil sê is ons maak amper daai trekker as op die punt kom en verander hy gou in 'n front wheel drive, of gaan hy net om en hardloop hy weer full wheel drive? As jy nie iets sleep nie, iets op jou 3-punt het, kan jy letterlik in die ry langsaan terugkom. Uitstekend. Nou, en dan, dat hy so vinnig die spuit opstart, en dan, dat hy eerst die een so lang gaan, verduidelik my, terwyl hy besig is, net so 'n bietjie van die spuit. So hierdie spuit het ons ingebring juist vir jou boomapplikasie. Daai toring kan op en af hidrolies stel, daai fishtails daarbo kan ook hidrolies stel, so jy kan hom stel dat hy opspuit, of jy kan, as hy van bo af wil spuit, kan jy hom spuit dat hy af spuit, wat dan seker maak dat jy jou applikasie op jou boom en jou benatting kry wat jy moet kry. So daar het 'n lekker toring aan die bokant, en dan kan jy hom nou hierso mooi verstel, sê jy. Die Boa is ook 'n elektrostatiese spuit, so met ander woorde lae volume, en hy maak ook dat jou gif of dit wat jy spuit dan op jou blaar vasklou met die ione wat hy dan wel, praat nou te slim vir 'n voorry, maar dis wat hy doen. Okay, so wat ek nou hier wil doen is, ek het nou 'n goeie idee gekry. Ons gaan nou vir julle hier real world live op Farm Space Pro Tour. Ek wil kyk of daai trekker 'n os kan vat, So, ons nou vir my 'n bietjie aan binnekant dat ons die spasie toets. Dis immers mos nou die regte wêreld hierdie, Hey, jy pas nogal mooi. Baie gerieflik. Ding wat ek kan noem is, ons trekkers is almal ten volle hidroliese shuttle. So met ander woorde, as jy jou rad en jou revs en goed getoets gevind het en jy weet waarmee jy gaan spuit, dan neem jy eenvoudig net hierdie lewer en jy druk hom vorentoe sonder om jou klas te trap en die trekker trek van self weg en jy haal hom net weer uit. Jy stop, reverse werk presies dieselfde aksie en dit spaar vir jou baie, laat jou drywer nie met sy voet op die klats ry en droogklatse brand en daai klas van goede nie. En hierdie lewer hier langs die kant, wat maak hy? Dis die handbrake, laat hy nie vir jou weghardloop nie. Hierdie goed is so sterk, ou moet hom partykeer so 'n bietjie terughou met die handrem. O, jy ken daai. Okay, nou kom ons kyk gou vinnig hierdie spuit wat julle hier agter het. Jy sê 85 kilowatt of horsepower. Horsepower. 85 horsepower. Kan spuit en dan het hy 'n lekker Kubota spuit hier aan die agterkant. Ja, hierdie is 1500 liter. Ek kry hom ook in 'n 2000 liter. En ja, hierdie is 'n hoë volume spuit. Hy is nie elektrostaties nie. So hy sê jou gewone run of the mill. Okay, daar gaan jy. Korrek. Sê gou vir my, jy is nou so 'n paar jaar al betrokke by Smith Power en by Kubota. Wat het jou laat besluit dat hierdie is 'n vennootskap ouens met wie jy die pad kan stap? Ja, ek dink die manier hoe ons operate in die company, ons is boeremense. Jy weet, ons sit byvoorbeeld by die klap, het ons 'n gewoonte, ons groet mekaar met die hand elke oggend, elke aand. En dit bring ons so 'n bietjie terug na my roots toe, plaas groot geword. Ons boeremense is mos maar ons wil mekaar in die oë kyk en groet. En ek het van die begin af het ek van almal het ek vir die manier hoe hulle besigheid doen, die eerlikheid wat ek van die begin af gesien het toe ek nog nie betrokke was nie. Dit het ek van gehou en dan op 'n ligter trant, trekker is oranje, ek is 'n cheetah, so dit het ook gewerk. Uitstekend, dankie baie.